Ja. Nee, wat hy van. Sorry, pastoor. Prys die Here, weer eens baie welkom in die huis van die Here. Kom ons maak die naam van die Here Jesus Christus groot. Hy is 'n werklikheid vanmôre. Amen. Wie van julle glo hy is 'n werklikheid? Amen. Hoe meer ons sy woord lees, hoe meer word hy 'n werklikheid vir ons. Amen. Dan is dit nie meer net 'n letter nie, dan word dit vir ons rema. Dan word dit ons krag. Prys die Here. Ek is trots as ek sien mense begin hulle Bybel te lees, want daarin lê die oorwinning. Is dit waar vanmôre? Prys die Here. Brother, will you open with prayer, please? Jesus, dankie dat ons vandag een dag in die week kan saamkom. Ja, Jesus. Vir fellowship. Yes, Dit is Lord. baie belangrik, dit is belangrik. En Ja. ek weet Yes, thank dat you. die Here tevrede is met dit. Ja. Yes. Ek sê baie dankie dat ons, al is ons so klein gesin, Ja. dit maak 'n groot impact Ja. vir ons Dankie, vandag en Jesus. vir die res van die week en van ons lewe. Baie dankie vir dit. En die pastoor vandag 'n les vir ons gee met waarheid. Baie dankie vir dit. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons staan lekker op en ons sing saam. Man, prys die Here. Ons het geleer jare terug het ons geen musiek gehad nie. Ja. En so het my mede-pastoor ingekom sonder musiek. Amen. Ons het mos musiek in ons hande en ons voete. Prys die Here. Toetjie praat vanmôre met my, maar ek hoor daai musiek aan die agterkant. Dit's net Jesus se musiek. Prys die Here. En nou hoor ek die voeltjie val in saam met die musiek. Prys die Here. Die voel raak soos wie jy is. Yes. Is dit waar, as jy 'n mooi gesindheid het, dan kry jy voel ook 'n mooi Ja, dit gesindheid. Is dit waar vanmôre? Prys die Here, haleluja. Daai voel van Suster Selma sing sy, wat sê die voel? Hy wen nie Shalom. Aweni Shalom, ek kan nie sy woord uitspreek. Ek prys die Here. Want weet jy hoekom? Dis omdat sy dit gereeld hoor. Ons probeer vir haar prys die Here, haleluja, maar sy wil dit nog nie vat nie. Sy sê eerder Shalom. Amen. Kom ons dien die Meester vanmôre. Kom ons maak sy naam groot. Kom ons verheerlik die naam van die Here Jesus. Weet jy, ons het ou liedjie gesing, die naam van die Here Jesus Christus moet geprys word. Kom ons prys sy naam vanmôre. Kan ons dit nie sing? Die naam van die Here is geprys word. Die naam van die Here is geprys word. Prys sy naam, sy dierbare naam. Prys sy naam, sy dierbare naam. Die naam van die Here is Kom ons dien die Meester, hy alleen is groot. Hy is onaf en prachtig groot. Hy is krachtig
getuie het vanmôre tot eer van die Ja, Here. prys die Here, ek het 'n getuie, jy moet elke dag 'n getuie hê. Jy moet nie kerk toe kom en wonder jy, wat sal ek nou vandag sê nie? Ek groet al die geseëndes van die Here in die wonderlike naam van Jesus. Die week toe het ek op 2 gedagtes gehunker. Ek dink by myself, moet ek eie koop, moet ek aardappels koop? Wag 'n bietjie, ek het nog geen gepy nie. Ons moet mos py. Jy weet wat is py, nee, py is geld. En nee. En pastoor het na iemand toe gegaan en hy het teruggekom en hy bring klomp eie. Klomp aardappels. Dis soos die Here. Dit is hoe die Here voorsien. En hierdie week het hier ander mense gekom. Hulle het hier kom koffie drink en daai wingerdstompietjies kom haal. En ook voorsiening. Bietjie vleis, bietjie wors, bietjie konfyt. Ja. Weet jy, God is getrou. Yes. Maar jy moet getrou. Amen. Jy moet nou nie dink. As jy moet regtig nie dink. As jy nie God se wil doen nie, hoe kan jy verwag? Hy gaan die vensters van die hemel vir jou oopmaak. Ja. Hy gee vir jou werk, maar hy verwag, ekskuus tog toe, dat jy Sondag in God se huis moet wees. Yes. Jy moet vir hom hier kom wys. Ek is ernstig met u. Die Here het vir my gesê, omdat ek getrou is, sal hy getrou aan my wees. Is jy getrou? Jy moet onthou in ons werke is ons excellent. Maar wanneer dit kom by God, Hallo sus. ons kan nie daar die eksamen skryf nie, want ons kom met die deur nie. Jy moet getrou bly by die Here. Bly getrou. Dis al wat ek vir julle wil sê. God hou van gehoorsame mense en hy hou van getroue mense. En ek wil gou vanmôre net vandag weer getuig. As ek so luister wat Annetjie praat van haar skoonpa Annie. Ek weet nie eers wat met my verkeerd was nie, hoor. Maar ek het gaan lê en ook nie weer opgestaan. Ek kon nie eet nie en ek het gevoel hier gaan ek ook. Ek het maar pastoor sê moet jy dokter kry nie. Ek sê dokter. Ek sê Jesus het aan die kruis gesterf. Hy is die enigste een deur sy wonde het daar vir my Genesing. wat Antiselma is wat gekom. Genesing gekom. Nou. En hy het my uit die dood uitgesê jy was op pad om te dood. Yes. Ek is 'n living woman walking. Ek was amper 'n dead man walking. Ja. Maar in elk geval, omdat ek die Here aangegryp het, ek sê nie dit gaan vir 'n ander man werk nie, maar ek het hom aangegryp en ek het vir hom gesê, maar u het gesê ons gaan 'n kerk bou en u het gesê ons gaan oud word. To change hy die hele ding. Want toe daar 'n profeet gebel en hy het verduidelik dat die vyand wil my dood. Hy wil my eintlik dood. Ja, ja. Hy het na God toe gegaan en gesê vat haar lewe. En wat het die Here gedoen? Uit die dood. Hy het vir Jesus sê toe vir God. Ja. Nee. Ons spaar haar lewe vir haar man se bediening Ja. en sy moet vir haar man sorg. En beskerm en dit En doen. beskerm. Hier staan ek regop. Soos een man. En ek kan salieer Uit die dood. vir Jesus, vir God die Vader, vir Jesus en die Heilige Gees. Ek kan nou nie sê soos 'n ander pastoortjie gebid het, o nee, moenie dat hulle vir Jesus stuur, dat hulle net vir God stuur. Maar Jesus het die prys. Hy was gehoorsaam aan sy Vader. Hy het gegaan en hy het die prys betaal. My kind, Jesus het die prys vir jou betaal. Sodat jy sy pad moet loop. Petrus, jy ook en Richard, ons almal, ek ook. Ons moet elke dag in sy voetspore loop. Die pottelstreepie wat pastoor Pieter Swanepoel van praat, jy moet daar op bly. As jy op 'n mountain loop met 'n rift, hoe gaan jy loop? So, jy speel. Jy gaan so maak, Boeddha. En so moet jy by die Here loop. So moet jy by die Here op die potlood bly. Dink julle die Here sou my gebless het vorentoe? As ek nie op die potlood gebly het nie. Jy maak 'n groot fout. Mense het gesê wat hulle wil van my, ek het nie geluister vir niemand nie. Hierdie twee voetjies het 5 dra. Ek het net op die plek gestaan
Ek het gesê, niemand se woorde gaan iets aan my doen nie. En dit is hoekom die Here vir jou tannie Selma die kerk gaan maak. Amen. Prys die Here. Ek dink ons moet praat van die potloodstreepie. Ons moet aandag gee. Hoor gou mooi, jy kan nie op 'n potloodstreepie geloop as jy nie aandag gee daarop nie. Jy moet trappie vir trappie. Here, hierdie trappie is dit nie wil. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paai gelyk maak. Ekskuus, is dit? Ja, is reg. Goeiemôre almal. Is lekker om in die kerk te wees. Ek wil eers gou herhaal wat Hardes vanoggend gesê het. So ons was mos nou baie bevoorreg daai. Ons het mos nou 'n periode van meer as 24 uur gehad wat ons geen krag gehad het nie. Onvoorsien, so dit was nogals baie frustrerend. Maar vanoggend is Hardes ja. Ons is so afhanklik van krag wat mense aan ons voorsien. Ons is so afhanklik van water wat mense aan ons onvoorsien. Hoekom kan ons nie so afhanklik van Amen. Dis die waarheid wat hy gesê het. God se vergifnis. Sjoe. Baie keer sê ons, maar die Here het met ons gepraat en dit is so moeilik om te sê hoe praat hy met jou. Maar ek kan jou sê, daar kom gedagtes by jou op wat jy weet. Dis nie jou nie. Jy hou nie van daai gedagte nie. So 2011 se kant plus minus het Hardes se stiefma tot bekering gekom. Radikaal tot bekering gekom, daai stadium. En sonder om in detail in te gaan, Hardes se opbrengs en toe sy ma en sy pa geskei is en sy pa het weer getrou en sy ma het weer, dit was 'n baie moeilike tyd. Ja. En ek persoonlik, dis my opinie, dink ek baie van daai trauma en skade was nooit verwerk nie en het saam met ons verhouding en ons getroude lewe 'n lang pad gestap. Ja, dit is so. Absoluut. En ek het in my binneste, want nou hoor jy mos nou ook hoe praat mense van mekaar in die familie. So jy vorm jou opinie op grond van dit. Ja. En ek het okay, maar sy het vir Hardes gebel, kom ons begin eers daar. Sy het vir Hardes gebel en sy het vir hom vergifnis gevra. Die nuwe vrou. Die stiefma, ja. Dis hulle nou al, wat doen, 15 jaar getroud, so dit is nou 'n lang tyd en Hardes was 13 toe sy ma en sy pa geskei is. Nou ja. Sy het dieselfde met Mariette en ek dink nasoek gedoen. Mariette het my gister bevestig. Sy het dieselfde met haar gedoen. En Hardes het haar vergewe. Ja. So hulle bly mos daar bo en ons bly hieronder. Maar ek het 'n issue gehad. Want ek het gevoel ons is mos baie selfregverdigend, né? Ja, ek baie, het ja. gevoel ek sit uit van daai skade. Ek het nie die man gekry wat hy in volkome sou gewees het. Ja, Laat ek dit nou so as stel. vrou, ja. Né? En toe haak die Here eendag af. Toe trek ons hierheen en net so titsikkie daarna, 2 jaar daarna, toe trek hulle bo by ons in. Nou, en ons het 'n ooreenkoms gehad. My pa is vroeg oorlede, Hardes se stiefpa wat hom verder groot gemaak het is vroeg oorlede. Ons het gesê ons gaan na ons moeders kyk. Ons vat die verantwoordelikheid. My skoonpa het nog 2 seuns wat by hulle in die huis groot geword en uit is. Hulle kan na hulle kyk. Ons besluit mos dan of namens almal hoe dit Hoe gaan dit nou gaan? En skielik kom dit dat ons met die woonstel bo wat ons altyd uithuur vir 'n ekstra inkomste, moet ons dat hulle daar intrek. En ek het 'n stoei in my binneste. Hulle was nooit daar vir Hardes nie. En hulle het 2 opgeskote groot seuns wat in ander lande bly wat ponde maak. Hoekom moet ons na hulle kyk? En ek het sommer al hierdie goed en ek stoei met die Here en die Here sê vir my, maar hoekom stoei jy? Sy het niks aan jou gedoen nie. En Hardes het al vergewe. Staan aan. Dit was 'n lekker ding nie. Ja, sien. Anyway, fine, bly bo, ek het nou nie meer 'n issue nie. Okay, want die Here het op my mooi gesê, jy het 'n issue nie. En so vroeg in die jaar, nou voor al hierdie dinge, vroeg in die jaar, toe het ek weer 'n storie met die Here. Want sy's nou 'n Jehovah getuie. Nee? Ja. En ek stoei nog steeds met die Here. En die Here sê vir my, ek het haar vergewe, toe sy by my was. En sy het vergifnis gekry. Dit is nie verander nie. Dit is mooi. En dit was vir my ook. Ja, dit is regtig. God se vergifnis is totale vergifnis. Ja. Wat jy bely het en wat jy voor die Here gelos het is verby. Is verby. Jy moet dit nie weer doen. Jy moet dit nie weer terugvat nie. En ons het nog 'n pad om te stap met haar. Ja. En ek glo dis die regte tyd daarvoor. Ja. Maar
dit was vir my 'n groot openbaring om te besef God se vergifnis. Ja, Is- dit is. Hy gaan grawe nie weer, okay, jy's nou nie meer by my Ja, kom kom ons haal dit nou nou uit, ja, uit. dit nou uit. En dit is vir my nogals baie besonder. Dis waar, my kind. Toetjie, wil jy nie vir ons die stukkie wat jy gelees het wat vanmôre so met jou gepraat het hier asseblief? Ja, waar was ek gewees? Johannes 5 vers. Maar kom ons begin by gisteraand. Ja. Gisteraand is ek bietjie tevrou, jy weet. Ek sit daar alleen op die plaas en dit raak 'n Sien, lekker nie. bietjie. Te veel te dra. Ja, die dag is so lank en ons werk nie. Nou ja, Nou vanaand word dit stil. speel maar radio, oefen morsekode. Ek lê daar in die bed en dink, ag, ek gaan eens vanaand Bybel lees. Ek is net moeg, ek gaan slaap. En ek sê, nee, maar ek het 'n arrangement, jy weet, 'n ooreenkoms. Sal elke aand Bybel lees en elke oggend. Vat die Bybel en ek gaan gou aanhaal by Johannes 5. Nou, ek was nou 'n bietjie siek geweest so 4 maande terug in die hospitaal met die 3 bloedklonte en samper dood. En ek lees daar by Johannes 5 by die man wat by die pad van Bethesda was, wat moes nou vir sy lam. Ja. In elk geval, Jesus moes hom gesê staan verloop, hy is net gesond en alles en maar toe verdwyn Jesus daar uit die skare uit. En dan lees jy nou daar verder, dan staan daar, so toe kry Jesus vir hom in die tempel. Ja. Sê hy vir hom, jy is nou genees. En jy moet nou ophou sonde doen, dat iets veel erger jou nie weer sal Ja, dit oorkom is nie. gesê. Dadelik is ek waarheid wakker, sommer regop, 11 uur die aand, ek kry eintlik hoendervleis. Ja. Terugkom bys toe, by gospel musiek aan, maak maar nog 'n koffie. Soos in, jy weet, dit was nou amper asof ek het moes lees, verstaan jy? Weet, ons dink, ons het ons probleme. Is die waarheid? Daar staan baie goedjies. Daar staan baie En goed. ek sê maar net, nee, die woord is volkome. Ja, Ons ja. kan nie genoeg lees. Jy kan dit nie skryf nie. Maar dis maar my Waarheid, storie. jy moet die waarheid gooi. Prys die Here en ek sê my vanmôre en ek sê vir hom, wat het die Here gesê? Ja. Hy sê gaan sondig nie meer hê, maar Jesus kry hom in die tempel. Ja. Ek sê op broer ons plek, ek prys die Here. Toetjie is hier vanmôre En aan die kind van die ziel. het jy getuie, Johan, tel ons Ja, you van. can speak in English. Ja, wat ek wil sê is, jou naam, sorry. Toetjie. Net soos hy gesê het ek verlede week gestudeer na kerk, Ja. Johannes, ek dink dit was 5, en toe kyk ek daar die Pharisees. Ja. Fariseer. Ja. Hulle sien nou dit is 'n Sabbat Ja. dag Ja. en hulle plan, hulle gaan Jesus nou uit Uitvat. Ja. wat die wet, Ja. hulle Ja, wet dat is ook- breek. Ja. En toe sien hulle daar's 'n ou met 'n kruppelhand Ja. Ja. en hulle sien nou is die opportunity is nou want dit is 'n Sabbat en hier kom die man met die hand Ja. en hulle vra Jesus mag jy werk doen op 'n Sabbat? Ja. Dinge oplig of whatever. Ja, Toe sê vir Jesus van Jesus is Jesus. Ek weet wat dink julle. Ja. Ek kan sien wat julle Ja, hy weet wat hulle gaan doen. Beplan. maar ek kyk vir daai man met die hand en hy sê Hy's gesond. jy's gesond. Loop maar. Yes. Toe sien hulle, hulle kan hom nie uitvang nie want hy het nie sy hande gebruik. Amen. Hy het net met die Met mond gepraat. Ja. ja, Ja. en daar loop hulle baie bitterlik Ja. en insulting. Loop hulle weg. Hulle kom niks doen. Amen. Want hy het nie, hy sou dit kan doen, maar Ja. die ander ding is wat ek wil sê Ja. daarna, die ding van AI, Ai. Ja, ai. artificial intelligence. Yes. Kan jy dit glo dat in ons gesig is daai woord artificial? Ja. Ja, en ons Net is so blaaitend. Dis die waarheid. Artificial. Oh. En toe kyk ek daar dat ek het eers AI uitgevang. Ek het geskryf. Ek is 'n 4 jaar oud kind. My familie reken ek is 'n genius. Ja, Kan ek 'n paar vrae vra? ja, dis mos die AI, ja.
En toe sien ek hoe die AI, daar is mense daar agter. Yes. Daar is. Wat vir my sê baie cute met my is, want ek is 4 jaar, ek Ja, is ja. volwassen, Ja. so letterlik, en hulle is baie cute, en wat is jou vraag? En toe vra ek hulle, hoor my mense, die oude, hulle weet nie wat ek, but I want to talk to you about the age of the earth. Ja. Toe vra ek hulle, Yes. die maan, Ja. die maan, trek die maan weg elke jaar van die aard weg. Ja. Onmiddellik, ja, onmiddellik, instant answer. Toe sê ek, okay, hoe ver? Toe gee hulle elke jaar is die maan, elke keer as hy so Ja. sê, effens verder en verder, Ja. hulle het my die 3.13 centimeter. Presies, dat dit elke keer, toe sê, thank you, dankie. Nou, kan jy met jou computer reverse, die calculasie, tot by 2000 jaar gelede. Toe sê hulle, yes, die afstand 2000 jaar gelede, en hulle het my die measurement gegee. Ja. Hulle het gereverse. Ek sê baie dankie vir daai inligting, en 6000 jaar, instant, daar is die measurement, en daar is 'n verskil. Okay? Ja. So, baie dankie. Nou vra ek hulle, want ek het my 6000 jaar kalkulasie, nou vra ek hulle, 2 miljoen jaar, waar sal die maan wees? Hulle het daar onmiddellik gesê, ons het nie daar kalkulasies. Hulle kan dit nie, ek weet hulle kan baie goed nie antwoord op Google op. En dit beteken, toe die Here die wêreld gemaak het, was die maan afstand perfek. Amen. Ja. En dan gaat hy aan tot by nou. Ja. En daar is hulle uitgevang, en daar kan ons sê vir enige mense, nou the earth is barely 7,500. Ja. Barely. Maar ek weet nie hoor van En sorry, I have to finish. En toe vra ek hulle weer, nou is hulle, nou maar talking to a 4-year-old. Die volgende dag gaan ek weer daar, en toe sien ek advertensies op AI, waar jy nou kan, do you want to talk to Jesus? Ask anything, and Jesus will respond. Ja. En ek wou, en ek het nie, ek kyk net, and also if you want to, yes, Jesus is on standby to talk back to you. Ja. Wat jy moet ook nie drome uitleef vra vir AI. En toe, daar, kyk, Ja. en ek sien, en het sê so, wat 'n domination is jy? As jy 'n vraag wil vra, is jy 'n Christen, is jy 'n Mormon, is jy 'n Muslim, en dan kry jy daai, Is jy 'n robot? toes wys uit die ou daar, Uit die put gewoon van waarsku AI. mense, AI is the latest satanic Ja. education forum. En dit is hoe Christene gaan na AI toe vir drome Instant. uitleef. Ja. Amen. Amen. En that's it. Is waar dierbare. Ons moet oppas dat ons nie verlei word nie, hoor. Ja. Ons lewe regtig in die laaste dae. Die Ek het duiwel dit loop gesien, rond ja. soos 'n brullende leeu en kyk wie kan hy verslind. In die kerk is daar mense wat kom met dinge, dan sê hulle het by die Here gehoor. As jy by die Here gehoor het, het jy reg gehoor. Amen. Ek gaan niks verder sê nie, kom weet wat gebeur. Amen, prys die Here. Dankie Boeta. Ons moet vrymoedigheid hê in die Here. Is dit waar? Jy voel vanmôre maar dit wat ek wil bring, daai wat jy gebring het vanmôre, maak die mense se oë oop. Dit maak Toe jy sê ai, toe weet ek eers waarvan ek praat. Amen. Ek weet wat Maar dit ek is. wil vanmôre vir jou sê, die goedes is werklikheid. Ja. Die mense gaan gou na Mr. Google toe of Google, YouTube Mr. Google. om goedes uit te vind.
vind uit of dit van die Here is. Amen. Gaan hoor by die Here. Amen. Skakel in by die Here. En hoor by die Here. Maar ek wil net kom gevra of AI 'n tipe robot is. Is maar 'n intelligensie wat Ja. die robot geregeer word. Ja, Dit is 'n masjien. Dis demonies. Maar jy het gehoor van 'n seun wat al selfmoord gepleeg het in Amerika. Hulle het selfmoord gepleeg en hulle het teruggegaan op sy rekenaar geskiedenis en hy het met AI en dit was nou 2 weke terug was dit in die koerant of iewers of een of ander platform. Hy was met 'n skoolprojek besig. Hy het oorspronklik vrae gevra om te help met die skoolprojek. En van daar af, want onthou AI lei gesprekke. En van daar af het dit verder gegaan en AI het vir hom step by step verduidelik hoe hy selfmoord pleeg. Selfmoord gepleeg het. Ja, so. En jy kan nou in AI verhoudings huwelike. Mag die Here ons help, geliefdes. Amen. Kyk gou. Die Here weet dan alles. Kyk my tema vanmôre. Heilig hulle in die waarheid. Amen. Dis my tema vanmôre. Heilig hulle in die waarheid. Die AI of CI of ANC of KNP of wat ook al is nie die waarheid nie. Pastoor, ek sê nou, heilig hulle in die waarheid. Amen. Daar's net een waarheid. Die woord is die waarheid. Moenie gaan na die komputer om te gaan uitvind wat is die waarheid nie. Gaan na die woord toe, dan spandeer ons meer tyd in die woord. Want ek wil sê, ek kan sien hoe die Here doopie help dat hy groei. Amen. Prys die Here, want hy's met God so. Hoeveel keer lees jy nog jou Bybel deur die week? Of wag jy net vir Sondag om 'n woord te kry? Nee, kind van die Here, ons moet die woord van God eet. Hy sê hy gaan soet wees in jou mond. En hy word bitter in jou maag. Hoekom? As jy God se woord eet, dan kan jy nie stil bly van God se woord nie, dan kom dit uit. Dit beteken dis bitter in jou mond, in jou maag. Jy wil dit uitbring, jy wil gaan vertel. Ek wil weer sê, as jy by die Here is, dan kan jy nie stil bly oor die Here nie. Is dit waar? Want dit wat binne is, borrel oor. As jy nie borrel nie, dan is jy nie genoeg by die Here nie. Dan is jy nie genoeg by sy woord besig nie. Dan skaam jy jou nog vir die evangelie van Jesus Christus, want dit is 'n krag tot redding. Dan is jy bang wat mense van jou gaan sê as jy nooit kerk toe. Amen. Ek wil dit sommer vanmôre van my skouers af opkry. Weet jy, mense is te siek om Sondag kerk toe te kom. Maar hulle is nie te siek om te gaan werk. Hoor gou mooi. En wanneer jy nie werk het nie, as jy vinnig om die Here te roep. Is dit waar vanmôre? Hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Hoor, hy sê, soek eers die koninkryk van God. Die Here weet as jy op poorte wil bly en jy kan nie kerk toe kom en dan vra ek vanmôre, al wat ek sê, ek sit 'n vraagteken. Is dit waar vanmôre? Johannes 14 vers 23 en gaan 'n paar skrifte aanhaal vanoggend. Here seën hierdie woord in Jesus naam. Ek sê weer my tema, heilig hulle in die waarheid. Ek wil praat oor God se waarheid. Die waarheid sal jou vrymaak. Evangelis Pretoria sê die waarheid is 'n narheid, maar hy hou jou uit die gevaar uit. Pastoor Kap het gesê, lees die Bybel net soos hy daar staan. Dan doen jy hom net soos hy daar staan. Dan sal jy ontvang net dit wat hy vir jou sê. Baie mense claim net al die promises van die Here, maar hy wil nie gehoorsaam raak aan God se woord nie. Weet jy, jare terug man, toe preek ek en een van my familielede bel my, en hy skwaad, hy kan nie bel nie. Hy stuur vir my SMS, en hy sê, jong, wat dink jy? Hoe gaan ek help omdat ek my nie laat doop het nie? Ek sê, maar ek moes jou naam genoem nie, hallo? Ek sê, maar gehoor gou mooi, wat is sonde? Is ongehoorsaamheid aan God se woord. As jy jou bekeer het, moet jy jou laat doop. Dis nie oupa en ouma het dit gedoen nie. Jy het jou bekeer, jy het gehoor jy moet jou laat doop, dan moet jy jou laat doop. Is dit waar vanmôre? Dis die waarheid van die Here. Is dit waar vanmôre? Begin weer by die begin. Bekeer jou weer van jou ongeregtigheid en soek Jesus. Johannes 14:23. Jesus antwoord en sê vir hom, vir Johannes, as iemand my liefhet,
sal hy my woord bewaar. Here, ek het U so lief. Maar Here, hierdie bladsy is nou nie vir my van toepassing nie. Ek skeer hom uit. Het jy die Here lief dan? Nee. Elke woord van God het hy geskryf om sy kinders op sy pad te hou. Is dit waar vanmôre? Ja, is waar. Hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Hoor gou mooi, hoe bewaar jy God se woord? Bere jy dit in jou hart, dat jy nie sal sondig nie? Gaan vertel jy van mense buitekant, hoor jy die pad wat jy loop is 'n verkeerde weg. Bekeer jou en keer terug na jou eerste liefde. Ons kry net een kans, man. Omdat jy in die kerk is, maak jy gaan hemel toe nie. Jy moet reg lewe. Hy sê sonder heiligmaking sal niemand God sien. Amen. Sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. Alleen dan kan die Vader ons lief hê as ons sy woord in ons hart bære. Wanneer ons sê die woord van God is my rigtingwysing, dis die potloodstreepie waarop ek loop. Amen. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Wil jy hê, kind van die Here, dat Jesus by jou woning moet kom maak? Hy die beer was 'n duiwel, sy was die matras van die Hells Angels. Ja. En sy kom tot bekering. En sy sit en praat met Jesus, soos ek en jy praat. Sy het 'n verhouding met die Here. En sy sê, Here, hierdie kop van my, ek het net standaard 3, Here. Ek het standaard 6 in die spesiale klas gehad. Sy sê, Here, ek kan nie die woord in my kop bære dat ek nie sal sondig nie. Die Here sê, it's not on top, it's not inside, it's not on top, it's inside. Soos Cremora nie. Onthou jy die advertensie, it's not inside, it's on top. Sy sê, is Cremora, it's not on top, it's inside. Bære die woord van God in jou hart, man. Amen, prys die Here. En sy sê, Here, maar ek gaan nie vanmiddag nooit vir tee. Sê, Here, ek het niks anders te maak dan 'n koppie tee. Sal jy asseblief nou praat sy so met die Here, Here, sal jy asseblief saam by kom tee, maar drink, sy sê, Here, 4 uur. Is die teetjies reg 4 uur, toe maak sy oop, sy sê, dankie Here, kom in. Soos 'n kind. Sy sê, kom sit Here, en sy gee vir hom tee. En sy het 'n verhouding met die Here Jesus Christus. Hoor gou mooi, kind van die Here. En Achomies kom terug. En Achomies trek haar af. Weer terug. En sy staan op en sy dien die Here Jesus Christus in gees en in waarheid. Daardie vrou wat oral rondgeslaap het, is 'n ambassadeur vir Jesus Christus. Sy het 'n besluit gemaak. Weet jy, ek het in my lewe nog nooit iemand gehoor wat God se woord so ken nie. Want sy het gevra, Here, sit dit in my kop, Here, sit dit in my hart, dat ek nie sal sondig nie. En sy, man, die verse noem sy so op, prys die Here, sy wat maar staan 'n 5 sertifikaatjie het. Die Here sien nie wat jy het, en die Here sien wat jy gaan wees. Is dit waar? Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woord nie. Het altyd vra, is dit dan nou nodig? As God se woord sê dit is nodig, dan is dit nodig. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Amen. Ons moet nie woorde van onsself hê nie, man. Ons maak baie kere foute om ons eie dingetjies te sê. As ons sal sê wat God vir ons gesê het, want ek vanmôre, dis wat pastoor Hades vir my sê. Hy sê, pastoor, ek was so bang om te preek, maar nou sien ek is maklik, ek hou net by God se woord. Dis al, ek wil net God se woord bring. En mag die Here help tog in hierdie gemeente, al raak dit hoe groot gemeente, dat ons net God se woord sal bring. Dat ons nie sal vir ons ophou met allerhande ander goeders, wat nie 'n siel red nie. Want dit moet gaan oor siele, wat by die Here God uitkom. Hy sê, dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle was. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en
leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Prys die Here. As ons die Heilige Gees het, het ons alles. Yes. Hoor mooi vanmôre, die een seminar op die ander seminar. Nou moet ons weer hierdie lesing hê en daardie lesing hê. Nee, gaan terug na God toe. Gaan jy en gaan hoor jy by die Here. Dat die Gees van God weer vaar. Weet jy, ek wil vir jou sê in die ou dae, het die godsmanne geen geleerdheid 6 standaard 7 gehad, maar siele het ingekom. Yes. Is dit waar? Want hulle was deurdronge deur God se Gees, man. As hulle begin preek, as hulle begin sing, was die salwing van die, is dit die leringkind van die Here wat die salwing bring, dis die Heilige Gees. Yes, En hoe meer ek afhanklik is van die Heilige Gees, hoe meer werk God se Gees deur. Is dit waar vanmôre kind van die Here? Vrede laat ek vir julle na. Nie my vrede gee ek aan julle nie. Nie my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontstel word en bang wees nie. O man, nou is die mense aan bang. Hier by die 24ste, 25ste, toe verkoop die mense hulle huise, man. Yes. Is dit waar? Hulle verkoop, man, want nou, hoekom verkoop hy? Wat gaan hy met die geld maak? Hy word nou weggevat. Ja, presies. Is dit waar vanmôre? Amen, prys die Here. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. Hoor vanmôre mooi. Jesus het gesê ek gaan weg van julle, maar ek kom weer. Gaan jy gereed wees? Pastoor, ek wag nou eintlik vir die wegraping. Ek wil amper sê voetjek. Maak dat jou saak reg is met die Here Jesus Christus. Is dit waar vanmôre? Hou op met hierdie nonsens, man, en sorg dat daar siele inkom en sorg ek Johan Viljoen dat my saak reg is. Ek gaan na my Vader omdat my Vader groter is ek. Ja, mag ons predikers ophou om groot te wees in onsself. Onsself verneder onder die kragtige hand van God en toelaat dat die Heilige Gees sal bedien in die kerk van God. Amen, is waar. Ek moet preek, man, wie is jy as prediker? Jy's 'n donkie, man. Amen. Laat toe dat God se Gees daarom, man, ek gee nie om wat mense buite kan sê, ouma, hulle is om eenvoudig, en weet jy, Jesus sê die een gaan kom met 'n getuie, die ander gaan kom met 'n lied, alles tot opbouing van God se woord, nie net my ou stemmetjie nie, man, prys die Here. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u naas nie sal sondig nie. As ons sondig is ons weg van God se woord, is ons weg van die potloodstreepie, man. Ja. Amen. Prys die Here. Hy sê lofwaardig is u, o Here, leer my u insettinge. Here, u Heilige Gees is reeds in my. Hy sal my leer en lei aangaande die weg wat ek moet gaan. Maar Here, leer my u insettinge. Here, dat ek sal let op u woord, as ek nou vir daai man vloek. Is ek in die woord, Here? Ja, ek is nou kwaad, ek mag het doen, nie mag nie. Nee. Jesus sê ons mag kwaad, maar ons mag nie vloek nie. Nee, mag nie. Is dit waar? Ek myself, man, ek myself moet oppas, hoor mooi vandag. Ons het 'n vriendin gehad, sy het gesê, weet jy, as ons met ons vriende optree soos ons met mekaar optree, man en vrou, sal ons geen vriende hê nie. Amen. As iemand ons nie hoor nie, dan skop die duiwel hulle droog. Nee, man, is die duiwel wat skop hier, soos eie ek. Ja. Is dit waar? Ons gee die duiwel hopeloos te veel mag. Is ons eie ekke wat moet sterwe. Amen. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Wanneer laas het jy die woord van God met iemand gedeel? Is dit waar vanmôre? Wanneer laas het jy getuig en gesê, maar die Here was goed vir my? Ja. Ek is vrolik in die weg van die getuienis, soos oor allerhande rykdom. Ja. Ek raak opgewonde om te vertel van die grootheid van Jesus. Ek wil dit vanmôre uitskreeu. Ek raak opgewonde
van die getuie wat uit hierdie ou plekkie gaan kom. Amen. Ek raak opgewonde as ek kan getuig en ek gaan getuig binnekort hoe groot God ons geseën het. Na 28 jaar man. Mense het vir ons gesê ons is wat is die woord? Nee. Op hout. Ons is op hout gesit. Vir 5 jaar kan ek nêrens gaan nie. Ek sê my ou broer hou my dop jong. As my geld kom as ek soos 'n hingsperd wat op stal gestaan. As net 2 poepe dan gaan ek prys die Here, haleluja. 2 winde, ekskuus tog. Ek wil die bevele oordink en op die paaie let. Ek wil let op watter pad ek wandel. Ekskuus dierbaar, ek moes nou nie daai woord sê. Hoe kan jy dit afkry my? Ek het hom gesê, jong, my vas, jong. Ja. Ek wil die bevele oordink en op die paaie let. Ek wil let op my weë. Hoor mooi vanmôre man, die wêreld daar buite kan kyk hoe wie beweeg die kind van die Here. Nou die dag kom iemand hier na ons toe en sê nee, vir suster Shama, nee, daai broer sal nooit hier kom werk nie. Hy was daar by die Shabine of ergens en hy sê hy het hom met 'n kapmes gekap, sy arm is in gips. Toe ek hier kom sê, julle broer, jy het gou gesond geraak, jou arm is uit die gips en prys die Here. Hoor gaan mooi vanmôre. Hulle kyk buitekant, nie wat ons sê nie, maar wat ons doen. Is dit waar vanmôre? Ek sal my verlustig in die insettinge, u woord sal ek nie vergeet. Maar God ons tog ja, dat die woord van God ons rigting aanwyser. Hy sê vir ons, dis 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad. Ja. Is dit waar vanmôre? Ja. Hy sê in Psalm 119, ek gaan nou die hele Psalm 119 lees, amen. Vers 26. My weë het ek vertel en u het my verhoor. Leer my u insettinge. Leer my Here, hoe moet ek beweeg? Nee, ek moet nou nog 'n graad gaan loop. Nee, leer u my hoe ek moet beweeg. Laat my die weg van die bevele verstaan, dat ek die wonders kan oordink. Amen. Here, leer my 'n bietjie. Wie van julle het al gaan stil sit en sê, "Jo Here, ek kan nie mooi verstaan dat u my so liefhet nie." Ja. Hè? Ja. Wanneer laas het jy gedink, Here, hoe was ek en hoe's ek nou? Het daar 'n verbetering gekom of was daar 'n verbetering en jy sal weer besig om terug te gly? Ja. Oppas. God se woord sê jy gly so stadig terug. Dit gebeur nie eens skootjie. Hy sê my siel drup weg van die kommer. Rig my op na u woord. Here, ek is swak, maar leer u my die regte weë. As ons net altyd afhanklik kan word van God se woord, verwyder van my die weg van leuns en verleen my genadiglik u wet. Ek het die weg van die waarheid verkies. Jy moet kies om God se weë te wandel. U wonderlikheid het ek voor my gestel. Ek kleef u getuienis aan. Ek hou vas. Ek kyk net so 'n bietjie terug na my lewe. As sê ek, Here, dankie dat u my vrygemaak het van drank. Dankie Here dat u my vrygemaak het van rook. Dankie Here, u is besig om my vry te maak van 'n skinderbek. Ja. Want 'n skinderbek gaan saam met die hoereerder na dieselfde plek toe. Ek sal op die weg van die gebooie wandel, want u verry my hart. As ek in die weë van die Here wandel, dan kry ek 'n hart vir ander mense. Is dit waar vanmôre? Hy sê, Here, leer my die weg van die insettinge, sodat ek tot die einde toe kan bewaar. Nie net vinnig wegspring nie. Bly by die Here, skuil by die Here. Is nie hulle wat wegspring nie, is hulle wat klam. Ek het julle vertel jare terug, toe sit ons daar by die Droomhuil byeenkoms in Stellenbosch. En daar's 'n ou blare. Blare was bietjie deurmekaar. En 'n pel van my van 'n merwetong, hy was baie stil. So kom blare na hom toe, hy dank al vir blare gesê aan die kriele sy niggie.
En hy sê vir hom, ja, maar Annelien Kriel sê, sy luister. Hy sê, ek lyk so. Hy sê nie vir Annelien Kriel sê, jy moet nou gaan hardloop, as jy 1800 meter, jy moet gaan hardloop. Hier staan Blare met sy lang broek en sy baadjie en hy paar lang skoene. Hy sê nie, ek kan nie so hardloop, hy sê ek hardloop so, trek net my baadjie uit. Toe hy skoot klaar, toe's Blare heel voor. En Blare kap uit. Toe die eerste keer hy om die baan kom, toe sien dat Blare se blare het afgeval, daar gaan nie baie aan nie. En die ouens skrou vir Blare, en Blare gaan aan. Blare is heel goema. Die ouens was lankal klaar. Dan skreeu hulle vir Blare. Blare kom verby, wil nog rond trek en op te sê, jy's klaar. Wat wil ek vanmorgen vir jou sê? Blare het begin om klaar te maak. Ja. Wees jy dan maar 'n Blare man, en gaan niet stadig, maar gaan tot die einde toe. Sit jou aandag op die lyn wat God getrek het, en wandel daar volgens. Amen. Hy sê, U woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad. 105. Ek het gesweer en dit gehou. Weet jy, ons sweer maklik en sê, Here, as jy my deur hierdie saak help, Here, U weet, dan gaan ek U doen. Here, voorsien net vir my in hierdie saak. As hy klaar voorsien het, hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitjaag, maar jy moet my eer. As hy gehelp het, dan vergeet ons om hom eer te gee. Is dit waar? Ek het gesweer en dit gehou, om die regverdige verordeninge te onderhou. Ek is baie diep neergedruk, Here. Maak my lewend na U woord. Here, ek is down. Toe jy down is, toe vat jy die Bybel. En toe kry jy krag om gaan koffie maak. Amen. En toe voel jy maar, Here, hier breek die Here se krag deur. En toe jy sien kans om aan te gaan. Amen. Laat tog die vrywillige offerhandes van my mond U behaag, o Here, en leer my U verordening. Leer my, Here. Weet jy, as jy die dag nie meer 'n leerbare gees het, dan het jy nog nie weggespring. Is dit waar vanmôre? My lewe is altyd deur in my hande. Jy is wat jy is. As jy nie die Here wil dien nie, wil ek vandag vir jou sê, jy gaan hel toe. Jou keuse bepaal waar jy gaan eindig. Jy kan 'n groot man wees en sê, ek het nie die Here nodig. Dan gaan jy sonder die Here sterwe. Hy het ons gemaak met ons eie wil. As jy nie wil nie, God kan nie jou wil verander nie. Maar as jy wil, God wil. Amen. Nogtans vergeet ek die wet nie. Die goddelose het vir my 'n vangnet gespan. Die duiwel soek ons nie waar ons is nie, kind van die Here. Hy wil 'n vangnet stel. Hy kom met so 'n mooi manier. Ag, weet jy wat, dit is nie so erg nie. As dit buitekant God se woord is dit erg. Ja, dit is. Nogtans het ek van die bevele nie afgedwaal nie. Ek bly by die beginsel van God se woord. Maar pastoor, dit is nou nie nodig. Die ander kerke dink nou nie so nie. Man, los die kerke uit en kyk wat sê God se woord. Ek het nou die dag gesê, die moslims beklei nie oor hulle geloof. Is ons Christene wat beklei oor die wegraping of nie die wegraping? Die doop of nie die doop? Lees uit God se woord. Ek gaan niks verder sê. Ek het die getuienis my ewig in erfdeel gemaak, want hulle is die vryheid van my hart. Ek het my hart geneig om die insettinge te betrag, vir ewig tot die einde toe. Amen. Wat het ons vanmôre gehoor? Back to basics. Back na die woord van God. Nie wat 'n kerk my geleer het, of wat 'n pastoor my geleer het nie, maar Here God, wat sê U woord, Here? Die woord van God het skepingskrag. Daarom moet ons so oppas. Ons het sê ons is kinders van die Here. Wat spreek ons oor ander mense? Wat as ons vervloek, sal ons vervloek word. As ons nie seën nie, sal ons nie geseën wees. As ons nie kan vergewe nie, sal God ons ook nie vergewe nie.
As jy saai, sal jy maai. Dit wat jy wil hê, ander mense moet jou behandel ander mense so. Weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, tot die swartes wat hier verbyloop man, hulle behandel vir ons soos lanies. Hulle behandel vir Suster Selma soos 'n lanie. Wat sê hulle vir jou? Mamma. Die Here het gesê hulle gaan vir haar mamma. Hoekom omdat sy hulle skreeu en vloek en skel? Nee, kind van die Here. Ons moet ons lig daar skyn. Ek wys liefde. Nie net in die kerk, nie buitekant die kerk. Ja, liefde. Dis hulle wat later inkom. Nee, ons soek hulle nie hier nie. Nee man, dis hulle wat die Here God nodig het. Ek wil vanmôre vir jou sê, as ons werk beter doen buitekant, sal die haat buitekant ook verdwyn. Amen. Kan ek dit vanmôre weer sê? As ons die Jesus se liefde buitekant gaan wys, gaan buitekant se mense ook Jesus lief kry en vir ons. Maar nou soek ons eers die mens se wil. Maar ons vergeet God se wil. Ja, God het 'n wil. Man, ek praat vanmôre met myself. Ek was nou 'n politikus. Maar God het gekom. Kyk, die Suster Selma rukkie in my baadjie. Maar God het gekom en my verander. Dat ek in elke mens deur God se oë kan kyk en sê, Here, daar's 'n siel binnekant. Here, hy verskil van my. Ek verstaan hom nie, Here, maar Here het my verstaan. Ek was aan deur my kruis gewees. Is dit waar? Hulle praat hulle probleme ook met my. Amen. Ek was aan deur mekaar gewees, Here. As Jesus vir my kan sien, hoekom kan ek nie kan sien vir 'n verlore gaande wêreld daar buitekant? Weet jy, ons wil kerk bou, maar ons voel zero vir mense buitekant. Nee, ek weet ja. Dis hoekom kind van die Here, mag God ons wakker skrik, dat ons sal sê, Here, ons is nie gered vir die kerk nie. Want weet jy, hoekom gaan dit so in die kerk? Ons is so heilig dat ons buitekant niks vir God beteken nie. Dis ons. Too much to heavenly minded to be earthly good. Ja, dis die Daar waarheid. praat ek ook al Engels vandag. Onderstreep dit. Maar dit dink jy nie. Hoor gou mooi man. Ook is so heilig. Ek mag nou nie lag die pastoor. Want dan kry ek 'n ekstra plooitjie. Man kry plooie vir die Here. Halleluja. Miskien van die Here jou plooie weg ook as jy begin lag. Is dit waar? Iemand sê vir my die week, hy lag vreeslik lekker. Hy sê sy vorige vrou het vir hom gesê, why you laugh? Hy sê, I laugh because I like to laugh. Ja. Man, hoor jy hulle vra vir Reinhard Bonke, are you mad? Are you mad? Hy sê, no, I'm not mad, I'm glad. Ja. Kom ons word bly dat hoekom is ek bly? Dat Jesus 'n sondaar soos ek so lief het. Dat hy vir my in die kruis het gesterf. Dat Jesus se genade vir my so groot was, broer Johan, dat die Here my genade gee om hier op Portwood, hier sou niemand anders gestaan het nie. Hulle sou lank al hulle broek gevat en geloop het. Is dit waar? Om 28 jaar te wag, man. Ek praat vanmôre met Suster Selma, luister na 'n godsman. En sy vrou, die vader weet, ek sê, Here, mense kan bid soos die man en vrou. Ja. Jy kan hoor hulle bid, pastoor Pieter Swanepoel en sy vrou. Ja, sy bid deur. Ja. En die Here sê, ja, maar jy het nie daai gawe nie. Jy moet jou beoefen daar. Maar as min mense wat sou gestaan het op Portwood. O ja, nee. Is dit waar vanmôre? Daar waar God jou geplant het. Maak jy bietjie nat rondom jou? Ja. Of jy het een keer probeer sê, ek het nou klaar gemaak. Ek het so moe. Ek het nou een keer by haar gewees en sy wou nie kom het. Nee man. Ja. Die Here was baie by my gewees. Ek het 'n buurman gehad wat jare vir my gebid het. Dan hou hulle bidure daar. Dan sit ek my boere musiek kliphard om hulle te pluk. Kan jy dit ook vertel? Ja, dan kan jy 'n lang dop op. Dan gooi ek die dop. En 'n sigaret. As sê vir die honde, kom ons dans 'n bietjie. Prys die Here. Maar Jesus het by my deur kom klop. Ja. Deur 'n boekie. Hy gaan Hedendaagse wonderwerke. As jy ooit daai boekie kan kry, koop hom en lees hom. Maybe kom jy tot bekering weer. Amen. Ek wil vanmôre vir elkeen van julle sê.
Jy's geplant by waterstrome. Wat se vrug dra jy? Hoe lyk jou boom? As mense in jou winkel inkom, suster Oumi, hoor hulle en sien hulle Jesus staan. Wanneer laas het jy geestelike musiek in jou winkel gespeel, in jou plek gespeel? Amen. Wanneer laas, man het Jabokkie speel geestelike musiek en jy doen niks vir die Here buite nie. As jy daar vol geraak het, want hy sê in Jerusalem, Judea en tot aan die einde van die wêreld. Ek is net as ek gered is ek alright. Wat van jou buurvrou? Jou buurman? Wat van jou buurman? Ek kan Hardes in Selma staan. Wat in die week bring Hardes vir ons iets gou hier. En ons staan hier voor die buurman, kom met die 5 of 6 biere, weet ook het. Kom, hy sê hierso vir julle. Ons sê nie my broer drink jy maar. Ek sê nie my broer vat jy maar. Ek sê weet jy wat, Jesus het my vrygemaak. Ek sê een van die dae maak hy jou ook vry. Lang terug stop hy sê verkoop nou die grond, ek sê jou nou opstaan ons is man. Hy sê ja, maar jy praat al 15 jaar van kerkbou. Ek sê ek bid dat jy gaan lewe, want jy gaan nog kerk toe kom en jy gaan jou bekeer. Amen. Is dit waar vir ons? Ons moet ons nie skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie. Is dit waar vir ons? Mag die Here ons help. Heilig hulle in die waarheid. Wil jy waarlik heilig word? Lees die woord van God. Moenie na my luister en luister na die woord van God. Die woord is die waarheid. Niks anders is die waarheid nie. Die waarheid is 'n narheid. Maar hou my die waarheid. Mag Jesus hierdie woord seën vanmôre. Mag ons volhard tot die einde toe. Mag ons God dien tot hy ons kom haal op die wolke. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Nee, is die waarheid, ons moet ons liggies laat skyn. Jy gaan baie Afrikaans hier voorbij, hulle groet my vriende. Dit is nie 'n probleem nie. O ja, geliefdes, ek gaan sommer nou vra. Ek gaan nou op Telegram weer vra. Volgende Sondag, volgende Sondag, as jy Sondag kerk toe kom, bring jou geld vir die ete saam. As jy nie Sondag hier is nie, betaal asseblief tog die geld in my rekening in. Volgende Sondag is deurdag. As jou geld Sondag nie hier is nie, dan gaan jy nie eet nie. Want ons het al uitgestel, die 5de moet almal hulle geld hier hê, dat sy die goed kan koop. So asseblief dierbares, onthou dit asseblief. Kom ons sluit af. Suster Selma, bid vir ons. Vader, ek kom in die wonderlike naam van Christus Jesus. Waarlik, Here, ek kan net sê U is goed. Daar is niemand, maar niemand soos U nie. En Vader, in Jesus naam, dat ons 'n lig sal wees daar buite in die wêreld. Dat ons na mense sal kyk, maak nie saak wie hulle is nie. Met mooi oë, met liefde in ons oë. En Vader, in Jesus naam, ek bid vir elke ou gedierbare mense wat vanmôre hier ingekom het, U kinders. Ek pleit hulle onder die bloed. Ek draai hulle voertuie toe in U bloed. Ek sny die dood af, ek spreek lewe. Ek draai elke voertuig, se wiele en tyres, alles onder U bloed. Vra engele om die voertuie te dra waar hulle moet ry. En ek wil bid dat hulle met 'n baie lekker hart vanmôre hier sal uitgaan. Ek pleit hulle onder die bloed, dat die vyand hulle nie sal aanval van die saadjies wat hulle nou hier gekry het nie, want die vyand kom en dan vat hy al die saad wat jy gekry het, vat hy weg. En Vader, in Jesus naam, ek bid so vir elke enetjie wat vanmôre hier was. Seën hulle, Here, help hulle, hou hulle vas, in Jesus se naam. En mag die liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God ons Vader met ons wees en by ons bly. Almal wat die Here verwag op die wolke, sê saam met my, amen. Die Here seën vir julle, lief vir julle, gaan in die vrede van die Here. Amen, amen. Selmaatjie. Waar kan ons? Laat het so gaan. Ja, sê ek die groete. Ja.